Shalom, liewe familie, vriende, wat 'n wonderlike voorreg. Ons is weer op hierdie program Encounters. Elke donderdag om 9:00 die aand en dan 'n herhaling van hierdie program die Vrydagoggend om 11:30. Ons is besig met die ligreeks. Ek hoop jy het laasweek was jy ingeskakel en as jy dit gemis het, jy kan op YouTube gaan en dan kan jy indruk Desmond Berry Encounters en dan gaan jy die program van laasweek sien. Ek is so vol van verwagting, ek is opgewonde, want hierdie reeks is iets wat ek dank die Here vir dit, want dit gee ons, jy weet, het bring net iets anders. It is unlike other teachings and messages that I've been ministered on this program, en daarom ek sien regtig uit, ek glo dat wanneer ons klaar maak met hierdie reeks, dan gaan jy meer het om oor te dink, oor te bepeins, en dit gaan regtig jou lewe impak. Ek het so baie om te sê, maar ek wil regtig ons tyd wil ek in ag neem, want ek weet, julle weet, baie kere dan gaan ons tyd net soos altyd elke donderdag wil ek vra, haal jou Bybel uit, want die goed waaroor ek praat, is goed wat in die Bybel staan. En ek wil graag jy moet kyk, jy moet sien waarna ons gaan. Sommige skrifte sal ek vryliks aanhaal, skrifte wat jy kan naslaan, wat jy weet kan gaan research, maar hoe dit ook al sê, ons praat wat die Here sê, ons bring die suiwer woord van God vir u. Nou, ek wil vandag met u verder gaan oor hierdie ligreeks, en ek wil praat oor die voordeel van lig. Laasweek het ek gepraat oor die afwesigheid van lig, en ons het gesien dat hoe dit is wanneer daar nie lig is. En die Bybel sê vir ons in Genesis in elk geval, wanneer ons regtig inkyk in Genesis waar die woord sê, die aarde was woes en leeg. Nou ons het eers gepraat oor die woestheid hier. En ons kan baie sê oor die afwesigheid van lig, en ons gaan dit inbring by kere, selfs in die verskillende titels wat ons gaan behandel, maar ons praat oor lig, ons praat oor die ligreeks, en vandag wil ek praat oor die voordeel van lig. Nou, ek kan onthou dat, en ek gaan dit vryliks aanhaal, waar ons die skrif praat, die Bybel praat van die 10 maagde, wat praat van die 5 verstandiges en die onverstandige maagde. Nou, ons weet op 'n stadium, dat hulle was die bruidegom te wagte, die bruid te wagte, en op 'n stadium, dit was in middernag, die Bybel sê dat was middernag, en hulle het die tyding gekry, dat die bruid is op pad, of die bruidegom, is op pad, maar met die wat hulle opstaan, om hulle gereed te kry, om die bruidegom tegemoet te gaan, het 5, die onverstandige maagde, het geontdek, maar hulle het nie genoeg olie in 'n lampie, en hulle vra toe vir die verstandiges, die wyse maagde, om vir hulle van hulle olie te gee, en die verstandige maagde sê, maar dit is beter vir hulle, om vir hulle gaan olie te koop by die verkopers, die olieverkopers, want dit mag dalk net gebeur, dat daar nie genoeg gaan wees, vir almal van hulle nie. En ons weet, dat toe hulle weggaan, die onverstandige maagde, om vir hulle olie te gaan koop, toe het die bruidegom opgedag. Die verstandiges het die bruidegom tegemoet gegaan, en die deure was agter hulle toegemaak. Toe die onverstandiges terugkom, toe was dit te laat. En ons ken die gelykenis, ons verstaan waaroor dit gaan. Maar ek wil praat oor hoe voordelig dit is, dat ons lig moet hê. Nou ons verstaan ook, dat die olie in die lamp praat van die opening
van God se woord. Dit praat van die lewende woord. Die olie praat oor die lewende woord. Het praat van Psalm 119 vers 130 wat sê, die opening van u woord bring lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Dit gee vir hulle begrip. Dit gee vir hulle insig om te verstaan. Die skrif word lewendig wanneer dit oopgaan, wanneer die Heilige Gees dit lewendig maak. Nou die lamp van hierdie maagde is simbolies vir die hart. En die olie, weet ons, praat van die lewende woord, die geopenbaarde woord. En familie, kyk net wat hier gebeur. Hoe voordelig het is om lig te hê. Jy sien, lig in die geval van die maagde, want het was middernag. Met ander woorde, dit was die donkerste uur van die nag. Ons weet middernag as die donkerste uur van die nag. En ons weet ook dat Christus, ons praat nie oor die wederkoms vandag nie, maar ons weet ook, Christus gaan kom op 'n middernaguur, simbolies gesproke, geestelik gesproke, die donkerste tyd, wat ons al ooit beleef het, as wanneer Christus gaan kom. En ek en jy weet, ons kan saamstem vandag, dat ons is al reeds in die tyd, die middernagtyd. As ons kyk na wat gebeur, ons kyk na die oorlog, oor see, ons kyk na hoe dit die lewe affekteer. Ek meen, ons wat voertuie het, just like, man, ek het nou die dag gekyk, in fact, voor ek gekom het om nou met u te deel, dat die diesel se prys skiet die hoogte in. Dat die mens op 'n plek kom dat jy wonder, just like, hoe gaan ons maak? Maar my punt wat ek wil maak is dat die voordeel van lig is en veral met hierdie maagde wat verstandig was, is dat they had the ability to discern. Want omdat dit middernag is, dis pikdonker, stikdonker, die Bybel sê, daar gaan baie valse Christusse kom. So, daar gaan valses kom, en die enigste manier vir ek en u om die valse en tussen die vals en die egte kan onderskei, as wanneer ons lig het, as wanneer ons insig het, as wanneer ons begrip het van wat God eintlik deur sy skrif sê. Jy sien, dit is die voordeel wat 'n gelowige het. Wanneer jy met lig beweeg, you are in an advantage when you walk with light. I'm speaking about the light of the Spirit, because now you have the ability to discern between the false and the true. En sien, daarom familie, is dit vir my so belangrik, en vir u, dat ons moet in hierdie ligreeks, soos wat ek het noem, dat ons regtig moet gaan sit, en regtig gaan bedink en besin. Here, sit ek met die lig? Beweeg ek met die lig? Jy sien, dit is wat lig doen. Lig illumineer. En wanneer ek sê lig illumineer, dat beteken dit, die woordjie illumineer, weet ons natuurlik, dit beteken, dit maak dinge duideliker. Dit maak dinge sigbaar. Ek sien, laasweek het ek gepraat oor hierdie vertrek wat ek in sit, en hoe ek hierdie boodskappe uitsaai na u toe aan die ander kant. Wanneer hierdie vertrek stik donker is, het maak nie saak hoeveel mooi voorwerpe in hierdie vertrek is nie, maar as dit stik donker is, as ek hier inkom, en is pik donker, dan weet ek nie eens van die goed wat rondom my is nie. En dit is nou die nadeel van die afwesigheid van lig, maar die voordeel is, dat wanneer daar lig is, dan waardeer ek wat in hierdie vertrek is, en nie net waardeer nie, maar ek geniet, ek het nut tot die dinge, wat in hierdie vertrek is. Jy sien, iets wat ek ook beginne verstaan, is dat, daar is dinge wat bestaan, wat ons nie van bewus is nie, omdat daar nog nie lig gewerp is, op die dinge nie. Meneer, in jou besigheid, is daar iets wat jy nie sien nie, maar wat bestaan. En wanneer die lig van God
deur sy gees op daai area skyn, dan word hierdie dinge vir jou sigbaar. Jy sien, daar's iemand vandag, en ek ervaar in my hart en gees, dat daar is 'n besigheid, man, en jy sukkel om die deurbraak te kry, jy sukkel om deur die drif te kom, jy sukkel om sin te maak, van wat tans nou gebeur in jou besigheid, maar in die naam van Jesus spreek ek en ek verklaar dat lig na jou toe sal kom, dat lig sal deurbreek in jou verstand, dat lig sal deurbreek in jou siel. Jy sien, wat is lig? Lig is letterlik kennis, lig is letterlik begrip, lig is, soos wat ons sal noem, dit is understanding, en ons gaan wel later bietjie dieper praat oor die understanding en oor kennis, maar wat ek en u moet verstaan, familie, is dat lig bring voordeel. Jy sien, ek kry baie keer gelowiges wat sê, ag wat, vir my is dit maar net belangrik, en ek is okay as ek kerk toe gaan, en daar is iemand wat preek, ek het die dome nie daar, of daar is die pastoor, en dit is genoeg vir my. Jy sien, dit is nie genoeg nie, want dit is wat gebeur het met die hofdienaar. Daar was priesters wat bedien het, en hulle het kennis gehad van die woord, maar hier gaan hy weg, en hy gaan terug huis toe, en hy lees uit die boek van Jesaja, sonder om te verstaan, without understanding, sonder begrip. Jy sien, hoe klink daai vir u? Is dit nog altyd okay, om maar net, jy het nou die Here aangeneem, en dit is nou okay. Ek glo nie, dit is okay nie. Ek glo nie dat 'n mens kan alright wees sonder die openbaring van God se woord. Jy sien, en dit stop nie net by God se woord nie, want hierdie lig gaan nou in elke area van jou lewe. Hierdie lig is 'n voordeel, man, as jy 'n ouer is, dit is 'n voordeel as 'n ouer in jou ouerskap, want dit maak nou dat jy dinge kan sien, dinge wat vir die menslike oog verborge is, maak God se gees, wanneer hy lig bring in jou hart, wanneer hy lig bring in jou lewe, dat jy die dinge kan sien 'n myl ver, 'n ent ver, voordat die ding nog gebeur. Jy sien, dit is die voordeel wat die ouer het, wat met lig beweeg. Those who walk with the light of God, it means those who walk with understanding of God's word, those who walk with the Holy Spirit, intimate with the Holy Spirit, they are in an advantage. They have the ability to discern between which is false and which is it's true. Jy sien, en het laat jou dinge sien wat verborge is. Daar's skatte in verborge plekke, wat die Here wil hê ons moet in besit neem. Skatte in donker plekke. In hierdie donker wêreld is daar skatte. In hierdie wêreld wat God verstoot, is daar skatte wat God wil hê sy mense moet ontdek. Maar dis net die wat met die lig van God se gees beweeg, wat hierdie skatte ontdek. Jy sien, ek wil iemand vandag uitdaag, om die lig wat God se gees gee, in jou lewe te aanvaar, en te begeer, en te soek. Dit is binne in jou en my. Dit is nie fair nie, maar dit hang af, hoe honger is ek, vir die lig, wat deur God se gees kom. Ek sien baie keer, dan sit ek met die woord, ek sit met die skrif, weet jy, en dan begeer ek, en wanneer die Here, die gees van God, die woord oopmaak, dan begin ek nie net die skrif en die woord verstaan nie, maar dan begin ek dinge verstaan in my lewe, dan begin ek dinge verstaan in verskillende aspekte en areas van my lewe, en dit is wat die Here in gedagte het, vir ek en u. Het laat my dink aan hierdie vrou, en ek haal dit weer vrylik aan, hierdie vrou wat haar muntstuk verloor het, ek kan onthou, en wat sy toe gedoen het, sy het die deur agter toegemaak, dit is nou 'n gelykenis wat Jesus vertel, sy het die deur agter toegemaak, sy het 'n lamp opgesteek, en sy het oral gekyk in hierdie huis, na die verlore muntstuk, en sy het die huis uitgevee,
Maar wat belangrik is in hierdie gelykenis is dat die vrou het 'n lamp opgesteek. Daar was lig nodig vir hierdie vrou om hierdie muntstuk te kan vind. En onthou, dit was vir haar belangrik om hierdie muntstuk te vind. En op die einde van die dag sien ons dat hierdie vrou het die muntstuk gevind. En as hoor die skrif sê ook, sy het vir haar bure gaan vertel en hulle het geselebrate. Maar ek wil terugkom dat hierdie vrou het 'n lamp opgesteek. Sy het lig gemaak in haar huis. Jy sien, dit is wat lig maak. Lig openbaar dinge waar ek en jy nie kan sien nie. Kom God deur sy lig, deur openbaring, deur insig, deur begrip. En hy laat ons dinge waarneem. Dit is wat lig maak. En ek wil vinnig wil ek gou vir u net dit noem, wat dit beteken as iets geïllumineer is of geïlluminate word. Dit beteken letterlik om lig op iets te skyn, om dit helder of sigbaar te maak. Dit is wat dit beteken. En jy sien familie, lig, soos ek in die vorige uitsending genoem het, dit skep of dit bring vorm, dit bring detail, dit bring goeders se vorm uit, dit maak sigbaar. Jy sien, lig het 'n effek wat donkerte nooit sal hê nie. En as ons praat van hierdie lig, praat ons dit ook in die lig van die Gees. Het 'n tyd geword, familie, dat ek en jy in die lig moet beweeg. Ek wil volgende week wil ek 'n bietjie praat oor die dinge wat die lig blokkeer. Jy sien, daar is dinge wat lig blokkeer. Het maak nie saak hoe wonderlik lig is nie, en ek praat van die lig in die Gees. Het maak nie saak hoe wonderlik het is nie. Maar in dieselfde tyd kan ek en jy frustreerd is wanneer lig geblokkeer word. Wanneer ons nie verstaan, hoekom kry ek nie insig nie? Hoekom kry ek nie begrip nie? Hoekom verstaan ek nie? Hoekom is die lewe vir my so dal? Hoekom is die lewe vir my so vormloos? Hoekom voel dit vir my lewe is woes en leeg? Dis die afwesigheid van lig. Maar hoekom? Jy sien, ek en jy moet gaan kyk, ons moet gaan vasstel, daar is aspekte, daar is faktore, daar is elemente, wat maak dat lig geblokkeer kan word. En dit is wat ek wil hê ek en u moet ook verstaan. Maar om terug te kom vandag, is dat ons moet sien dat lig het benefits. Lig maak dinge sigbaar. Lig maak, halleluja, dat ek dinge heeltemal anders sien, dinge wat vir my verborge was. Daar's 'n voordeel in dit. En ek wil vandag afsluit met hierdie gedeelte oor die ligreeks. Hoeveel lig is daar in jou lewe? Hoeveel lig geniet ek en u? En wanneer ek en jy weet dat ek het lig in my, wanneer ek en jy weet dat die Heilige Gees het 'n vrye gang in my lewe, dan lewe ons met vrymoedigheid. Het maak nie saak of iets nou 'n bietjie duister lyk, en het lyk asof ek vir 'n oomblik in 'n dwaal of in 'n war is nie. Ek staar my nie blind aan die omstandighede nie. Ek staar my nie blind aan die natuurlike of die vleeslike nie. Maar ek weet en ek het vrymoedigheid dat omdat ek die Heilige Gees het, sal daar lig deurbreek. Want dit is God wat lig bring. Familie, ek is regtig, ek sien uit om te hoor hoe mense die getuienisse gaan instuur. Hoe mense gaan vir ons vertel van wat gebeur het toe die lig van God deurbreek in sy lewe. Hoe jy die belewenis wat jy gaan hê. Ek ervaar soos wat ek nou met u praat, as daar 'n belewenis van lig. En selfs die woorde wat ek tot u spreek, dit bring lig. Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dit is lewe. Lewe is lig, gees is lig, dit bring lig.
dit bring insig, dit bring verstand, dit bring begrip. Hoe wonderlik is dit nie om in lig te lewe nie. As geen mens wat in donkerte wil lewe nie. Maak nie saak hoe ons, baie van ons mense in sekere dergelike dinge verval is nie. Maar ons weet ook, die skrif sê vir ons, die God van hierdie wêreld verblind die sinne van die ongehoorsaames. Jy sien, dis die vyand van ons siele sal altyd wil hê, ons moet in donkerte wandel. Die skrif praat van, hy verblind ons sinne, en jy weet, dat blindheid is gelykstaande aan duisternis, is gelykstaande aan donkerte. Dis die afwesigheid van lig. En omdat hy die vader is van leuns, hy's die God van hierdie duister wêreld, sal hy mense se sinne wil verblind. Dit beteken, hy sal jou toemaak vir die dinge wat ek en jy moet sien, vir die lig wat deur Christus vir ons skyn. En so vandag familie, as daar iemand is vandag en jy ervaar, das net 'n verwarring in jou lewe. Das 'n sluier oor jou. Das 'n donkerte wat jy ervaar. Das 'n leemte, 'n leegheid. Dan kom ek in die naam van Jesus, ek wil jou vra reg nou om dit te ontvang. Ek verklaar nou dat lig wat deur God se gees kom, die lig van waarheid, nou in jou lewe sal deurbreek. Ek verklaar dat jy ontmoeting sal hê met lig. En ons weet dat God is lig. Ek verklaar dit in die naam van Jesus. Jy sal sien, jy sal begin verstaan, daar kom duidelikheid vir jou. En ons dank God daarvoor. Ons gaan afsluit familie, en ek wil jou uitnooi volgende week, om weer saam met my te sit en te kuier, waar ons praat oor die ligreeks. Maar tot volgende week, bly verlig, en wees geseënd. Amen.